Ons is in Witbank. Nou, hulle het hom 'n ander naam gegee, maar ons het niks met hulle uit te waai nie. Ons boere sê, hierdie is Witbank. As hulle nie daarvan hou nie, hulle probleem. Maar, ons is hier by mekaar vanmôre, en ons is 'n getuienis, dat Vader sy verbond sal onderhou vir 1000 geslagte. Kan ek 'n applaus vir die koning kry? So, wat hulle nou daarvan voel en wat hulle nou daaroor dink, is nou maar hulle probleem. Maar ons gaan nie vanmôre oor hulle praat nie. Ons praat oor ons. En om oor ons te kan praat, moet ons kyk wat het Vader met ons gedoen. En daarom is die tema vanmôre verbondverbintenis. Verbondverbintenis. Nou jy weet, die ritueel in 'n huwelik is nog vreeslik interessant. Jy weet, vir my is 'n huwelik iets baie besonders, maar ek hou nie van die partytjie daarna nie. Want dit is asof hulle bespotting maak met die heilige moment. Want wat hierdie twee mense doen, hulle gaan in 'n verbondsverbintenis, hulle verbind hulle self tot die verbond. Maar in hierdie geval het ons natuurlik met Vader Jahwe te maak, prys sy naam, en ons gaan vanmôre so bietjie kyk na wat is in die land aan die gang, net so bietjie vlugtig. Jy weet, daar is kort stormlope, allerhande soort stormlope. En dan is dit nou die rooi gevaar wat stormlope maak, wat laster, wat vieslike goed uitroep in hierdie land. En hulle is nie alleen nie, daar is 'n klomp ander. So het hierdie leier van die ANC party in hierdie land nou besluit dat apartheidsmisdade moet herondersoek word en daar moet natuurlik apartheidsbelasting gehef word ensovoorts. Maar u hoor nie wat ek sê nie, hier is verskillende stormlope in hierdie tyd aan die gang. Die vraag is, hoekom is dit so? Hier is 'n paar ouetjies wat in Kleinfontein bly. Hulle pla niemand nie. Maar daar's 'n stormloop. Daar's 'n klomp ouens wat in Oranje, daar langs die Oranje rivier, 'n ding gebou het. Sonder staatssubsidies, sonder al die korrupsiegelde, uit hulle eie sak uit hulle hierdie ding gedoen. Ons wil nie die fynere detail daaroor bespreek nie, maar die feit van die saak is, hierdie ouens pla niemand nie. Hulle pla nie 'n lokasie nie. Hulle is met niks besig, hulle is met hulle self besig. Maar ek moet versigtig wees, ek nie verskillende name vanmôre hier sê nie, maar hierdie bedrywe, hulle het stormlope die kant toe. En die vraag ontstaan, wat is aan die gang? Hoe moet ons dit ervaar? Hoe moet jy en ek en dit evalueer en wat moet ons daarvan dink en doen? Ons praat vanmôre daaroor. So ons weet nou, deur die eeue heen het die Satan baie volke genasionaliseer onder sy gesag en groot stormlope aan die gang gesit. Nou ons weet vanmôre waarom dit so gedoen word. Maar ons praat nou 'n bietjie nader aan die suiderpunt van Afrika en ons praat met die boervolk vanmôre wat hier sit. Nou weet ons daar's ouens wat hulle self Afrikaners noem en eintlik uit die aard van die saak is ons almal Afrikaners, was ons is op die Afrika bodem gebore. Maar soos dit vir ons uitgewys is, daar is meer as 2100 etniese verskille in hierdie Afrika bodem, maar kom ons sê dit dan vir mekaar reg. Alle boere is Afrikaners, maar alle Afrikaners is nie boere nie. Dis die verskil. Dis hy. Nou goed,
Ons vertrek. Maak oop by Deuteronomium 7 vers 6, onthou die tema van môre is verbond, verbintenis. Nou net om die gedagtes so 'n bietjie bymekaar te trek, onthou, Vader Jahwe gaan nie die verbond verbreek nie. Hy gaan hom onderhou entyd. Dit beteken dat hy sal deur die tye en deur die geslagte heen altyd mensies opjaag om terug te keer na hierdie verbond toe. Met ander woorde, hy leer hulle weer om hulle verbintenis met die verbond te herstel. Dit is 'n ou storie, maar kom ons lees eers gou-gou met mekaar saam in Deuteronomium 7 vers 6. En daar staan geskrywe, want jy is 'n volk heilig aan Vader Jahwe. Jy moet hom mooi hoor wat sê hy. Hy praat met hierdie volk wat hy uitverkies het. En hy sê, hierdie volk is aan my heilig. Met ander woorde, dis my eiendom. En dan gaan hy net bevestig dit. Hy sê, uit al die volke wat op die aarde is, so die ander volke hier is nie betrokke nie. Hy sê, jou het ek uitverkies. En hy sê, om wat? Om my eiendomsvolk te wees. Jy weet, ons lees dit in die skrif en sê, halleluja, ons is lekker en dis die en dis alles mooi, maar ons hoor nie eintlik mooi nie. Vader het 'n verbond. En dan laat hy 'n volk gebore word vir die verbond. Die volk is dan die eiendom van Vader Jahwe. Die vraag in my hart is, verstaan ons hierdie verbintenis? Of is dit net lekker om te kan sê, ja, maar ek is uitverkies, maar verstaan ons dat hy plaas ons eintlik onder verantwoordelikheid om ons verbintenis met die verbond te herstel en dit te lewe? Nou kom ons kyk. Vers 9, hy is nie te ver nie, is op dieselfde bladsy. Deuteronomium 7:9. Nou hoor nou mooi, wat sê Vader Jahwe? Jy moet dan weet dat Vader Jahwe jou Vader is. Die implikasie daarvan is dat ons is uit hom gebore. Dis die implikasie. Daar sê hy, hoor wat sê hy, die getroue Almagtige wat die verbond en die goedertierenheid hou vir die wat hom liefhet en sy gebooie onderhou in 1000 geslagte. Het jy hom gehoor? Nou kom ons lees hom net weer mooi, dat jy hom mooi hoor vanmôre. Hy is so diep. Hy sê, jy moet dan weet dat Vader Jahwe jou Vader is. Jy moet dit weet. Dat sê hy. Dit is nie, ons aanbid hom omdat hy die skepper, hy is ons Vader. Dat sê hy. En die getroue Almagtige wat die verbond en die goedertierenheid hou vir die wat hom liefhet en sy gebooie onderhou. Nou hier kom die ding. Wanneer ons 'n Rolls-Royce bou, dan bou ons hom met spesifieke spesifikasies. Want hierdie Rolls-Royce moet kan doen wat 'n Rolls-Royce doen, is dit reg? Wanneer Vader syne skep om sy eiendom te wees, dan skep hy hulle om te pas by sy wese, by sy missie, by sy heerlikheid en binne in sy verbond. Onder die manne wat self aan hulle voertuie werk, praat hulle van roweronderdele, pirate parts. Vader bou nie sulke goed nie. Vader se parte is egte parte. Sy seuns en dogters is egte seuns en dogters. Hoekom? Want hy is hulle Vader. Hoe kan onegtheid uit so 'n pragtige, magtige, heilige Vader gebore word? Dis net nie moontlik nie. En hulle word gebore om binne in die verbond wat hy met homself gesluit het. Want hy sê, jou het ek uitverkies om my eiendomsvolk te wees. Dis 'n ontsaglike ding. 'n verbondsverbintenis, luister mooi, 'n verbondsverbintenis is wat? Is die aktiewe en die praktiese
uitlewing van die verbond. Luister mooi, die verbondverbintenis is 'n praktiese en 'n aktiewe uitlewing van die verbond. Nou, hier wat ons nou sommer so langs die pad so 'n bietjie laat stof optel het, is die volgende. Ons moet dus dan Vadersverbond waarin hy ons ingebring het, demonstreer. Ons moet dit leef, sing, praat. Dis wie ons is. Ons skrik nie vir stormlope nie. Ons is nie bang vir stormlope nie. Ons is nie bang vir vervolging nie. Hoekom nie? Om watter rede nie? Want Vader is ons Vader. Ons hoef nie 'n nuwe kerk te stig nie, hoef nie 'n nuwe politieke party te stig nie. Ons moet net ons verbintenis herstel. Nou kom ons kyk 'n bietjie. Dit is nie 'n ooreenkoms nie. 'n Verbond is nie 'n ooreenkoms nie. Ooreenkomste kan gebreek word, 'n verbond kan ook gebreek word. Maar dit is 'n leefwyse van gehoorsaamheid in suiwer trouheid. Hoorie, 'n verbondverbintenis is 'n leefwyse van gehoorsaamheid en kom ek sê dit nou maar op 'n mooi manier, 'n vlekkelose trouheid. Nou net as ons moet praat oor getrouheid, is jy en ek in die moeilikheid. Want is ons waaragtig tot die dood toe getrou aan die verbond waarvoor ons gebore is? Ons moet mooi daarna kyk. Dis nie bloot 'n kontraktuele reëling nie. Dis nie 'n kontrakkie wat opgestel is om 'n tydelike ding te laat gebeur nie. Hierdie verbond is 'n ewige verbond. Ons gaan later verder mee praat. Dis 'n geestelike en 'n fisiese toewyding. Hoor jy mooi? Dis 'n geestelike en 'n fisiese toewyding. Kom ons gaan nou net terug. In Deuteronomium 7:9 se aanhef staan geskrywe: Jy moet dan weet dat Vader Jahwe jou Vader is. Ek meen hy staan in jou Bybel 'n bietjie anders geskrywe, maar hy is so. Jy moet dit dan weet. So dit is nie 'n kontraktuele reëling nie. Dis 'n geestelike en 'n fisiese toewyding. U hoor hom nie. Dis 'n geestelike en 'n fisiese toewyding aan wat? Aan die verbond. Dis waarvoor ons dan nou geskep is. En vir wie is die verbond daar gestel? Vir die wat uit gees en uit waarheid gebore is. Nou kom ons kyk net 'n bietjie. Wie is gees en wie is waarheid? Dis Vader Jahwe, dis reg. Nou kom ons gaan nou net terug na Deuteronomium 7:9. Julle moet dan weet dat Vader Jahwe julle Vader is. Met ander woorde, ons is uit gees en uit waarheid gebore. Daarom het ons 'n strewe, ons het 'n passie vir gees en waarheid. Kan nie anders wees nie. En dit is die passie van die oomblik, die essensie van 'n verbondsverbintenis. Ek gaan net so 'n paar puntjies met jy hanteer vanoggend en dan moet jy nou mooi hoor. Ek wil net voordat ek verder gaan net vir u iets vertel. Asseblief, moenie aandag gee aan die stormlope nie. Gee aandag aan die verbond wat Vader gesê het, hy gaan dit vir 1000 geslagte onderhou. So die Satan se stormlope pla min. Kan ek die hande kry wat vanmôre 'n grandpa wil drink oor die stormlope in die land? Is daar iemand? Ag, ek het geweet daar gaan niemand wees nie, prys hy kosbare naam. Die essensie van verbondverbintenis.
Ons het vir mekaar gesê dat gehoorsaamheid aan die verbond voorskrifte is nie, kom ek stel so, die verbond is nie 'n titel nie. Dis nie 'n titel nie. Dit is 'n lewenspad wat deur die skrifte vir ons aangedui word. Nou, wanneer ons kyk na die lewenspad, dan sê ons, dit is swaar op hierdie aardbol, en die en daai en daai. Dit was nog altyd swaar. En dit gaan 'n bietjie swaar bly. Want ons is nog nie by die volëinding van alle dinge nie. Maar dit is nie die punt nie. Die skrif gee vir ons 'n lewenspad. Hy beskryf vir ons 'n lewenspad wat ons verbintenis aksentueer. Dit maak dat ons verstaan hoekom ons binne in die verbond is. Nou, Deuteronomium 7:6 wat jy nou net so goed as ek het my kop uit ken, beklemtoon dat die volk afgesonder en uitverkies is. Nou kom ons sê dit vir mekaar vanmôre, dat die hele wêreld daar buite maar hiervan kennis neem. Julle het 'n probleem met Vader Jahwe, omdat hy ons Vader is. So ons is rustig daaroor. So julle kan julle blou kanon gaan, dis wie ons is en dis wie ons Vader is. Halleluja. Ons moet dit so kan ervaar. Wat is die essensie van 'n verbondsverbintenis? Dit is vlekkelose getrouheid aan Vader Jahwe. Vlekkelose getrouheid. Jy weet, 'n Rolls Royce kan nie help dat hy 'n Rolls Royce is nie, is dit? En hy kan heeldag wens hy was 'n Mercedes of 'n Volle of wat ook al, maar hy bly 'n Rolls Royce. Wat probeer ek vir u sê? U kan nie help dat u uit die gees en uit die waarheid gebore is nie. U kan nie. Dit is wie u is. Hoekom? Want Vader Jahwe is ons Vader. So ons gaan dit nie inruil vir niks nie. Die verbond vereis dat jy en ek, wat dit nou begin verstaan, geen kompromie maak met die wêreldse ideologieë hier om ons nie. Ek glimlag daarom nou so daaroor wat hierdie groot ministers kwytraak. Ek hoor die minister van verdediging sê dat die Suid-Afrikaanse soldate moet hulle vuurwapens en militêre roesting by militêre toerusting by Cash Crusaders gaan omsit in geld om self te kan terugkom Suid-Afrika toe. Dis nou 'n minister van verdediging. Maar glimlag ek daaroor? Nee. Ek glimlag nie daaroor nie. Want ons gaan nog verstom staan oor die sothede wat in hierdie land gaan gebeur. Maar die feit bly staan, ons is verbondseuns en dogters, waaraan hierdie wêreld niks kan verander nie. Die vraag is, hoe goed voel ons daaroor? Verbintenis beteken om skriftuurlik rein en suiwer te bly sonder vermenging. Nou, vermenging is 'n baie is eintlik 'n relatiewe begrip. Jy kry fisiese vermenging, kry geestelike vermenging. Nou, ons sê vanmôre met 'n hartseer in ons hart, baie mooi boerseuns en dogters sit in die kerke vandag en Vader se woord is ingesuur. Dit is vermeng met leerstellings wat nie in die skrifte suiwer gevind sal word nie. Nou, dit is nie net 'n individuele verbintenis nie. Met ander woorde, Vader het nie net met jou en met my 'n verbond gesluit nie. Hy het gesê, ek sal my verbond met Isak oprig as 'n ewige verbond. Halleluja. Ons moet dit kan verstaan. Nou as ons so, die skrifte het ons so 'n bietjie in die war gebring en die leerstellings van kerklike ideologieë het 'n ander klas van ding aangerig, want almal moet nou pas, maar almal pas onder die Abraham geslag, waarmee ek nie 'n probleem het nie, maar almal pas nie onder die Isak nageslag nie.
Dit is die verbond wat Vader sluit het. Die wêreld hou nie hiervan nie. Maar jy moet dit in die boek gaan loop lees, want ek praat nie anders as uit die skrifte in die Genesis 17 sê, dat ek sal, hy sê vir Abraham, ek sal my verbond met Isak oprig as 'n ewige verbond. Gaan lees hom in Genesis 17. En ons moet dit vat, want dit is waar die verbond begin. Dit is waarom Deuteronomium 7:6 sê, jou het ek uitverkies. Verstaan ons nie die skrifte nie? Hoekom sukkel ons met hierdie pragtige, wonderlike samestelling van die woord? Die volk moet, dit is nie 'n individuele ding nie, dit is 'n volkding. Die hele volk moet dit kan leef. Dis hulle wat dit is. Hulle is in die verbond. Hulle het Vader se naam oor hulle ontvang. Dit is hulle wat die verbond verbintenis as 'n leefwyse in gees en in fisies uitoefen elke dag van hulle lewe. Hulle het nie nodig om te vrees nie, man. Die gevolge van verbondsbreuk. Ons gaan 'n bietjie daaroor praat. Dit is vandag. Net so 'n bietjie vandag. Maar voor ek daarby kom, moenie vrees nie. Jy weet, misleiding is 'n lekker ding. Hy's gaaf. Jy weet, dit is soos 'n dooie vis. Hy gaan altyd stroom af. Maar 'n lewendige vis gaan nie stroom af nie, hy gaan stroom op. Dankie. So, moet nou nie bevrees raak oor wat ek nou gaan sê nie. Die gevolge van verbondsbreuk, wanneer 'n volk nie hulle verbond met Vader Jahwe leef nie. Jy weet, daar staan doen. Maar wat is doen? Doen is tog fisies. Dis 'n leefwyse. Daar staan, wanneer 'n volk nie hulle verbond met Vader Jahwe leef nie. Wat dan? Verval hulle in sagte misleiding. Sagte misleiding. Misleiding is nie hard nie. Niemand gryp jou voor die bors en slaan jou voortande uit nie. Hulle sê vir hom, wie wakker word, weet jy wat? Hier is 'n evangelie wat jy nie so lekker verstaan nie. En dan kom begin die misleiding. So, wanneer ons dan sê dat ons is in die verbond en ons leef dit, kan niemand op hierdie planeet jou ooit mislei nie. Daar's nie 'n manier nie. En daarom sê ons, wat het met ons gebeur, met ons en die voorgeslagte? Ek was deel daarvan, want 50 jaar terug het ons vuiste gemaak, ons het mekaar se tande uitgeslaan oor die gemors wat julle vandag insit. 50 jaar terug. Ons eie het ons aangerand. Ons het in die aanklagkantore geland. Dit was 'n rowwe besigheid. En die ding het gebeur. En vandag verstaan ek, hoekom het ons nie 'n duik gemaak in die ding nie? Omdat die volk is buite die verbondverbintenis. Want ek sê dit vanmôre vir hierdie kosbare volk hier buite. Hou op om mekaar te boelie met die verlede. Sou die volk in die verbond gewees het, destyds het hulle nooit ja gesê vir die gemors nie. So dis nie die volk se skuld nie. Toe hulle buite die verbond gaan, toe kom misleiding. En wie het hulle mislei? Die manne wat op die kansels gestaan het vir die politici gesê, man, in apartheid sal jy nie in die Bybel kry nie, gaan aan. En dis waar ons nou sit. Maar gaan ons nou vashak aan die verlede? Nee, ons praat vanmôre oor die terugkeer om die verbintenis met die verbond voor Vader te dra en dit te herstel. Geestelike verwydering is die doelwit. So wanneer jy mislei word, word jy eintlik geestelik van Vader verwyder. Maar weet jy wat is die ergste? Hulle verwyder ons, hulle vervreem ons van Vader, want wat sê Deuteronomium 7:9?
Jy moet dan weet dat Vader Jahwe jou Vader is. En dit is die oogmerk. So misleiding vervreem ons van ons Vader. Later is hy 'n abstrakte God wat net hemel en hel praat. U weet dis wat verkondig is. Maar die skrifte sê nie vir my so nie. Tot wat lei dit? Hierdie misleiding maak ons afhanklik van menslike ideologieë. Waarvandaan daar groepe gebore is. In Suid-Afrika is daar 3000 denominasies. Wat is dit? Dis mensgemaakte strukture. Dit het niks met die verbond te maak nie. Dit beteken die hele volk in die misleiding het vervreem geraak van Vader Jahwe en afhanklik geraak van menslike strukture. Ek wil help uitbring. Wat doen hierdie strukture? Verdraaiing van leerstellings en vreemde geloofspraktyke. Kan jy glo jy gaan eet nou so 'n broodjie, so 'n vierkantige enetjie, elke 3 maande, dan word jy elke 3 maande lekker super heilig, dan kan jy weer 3 maande hou. Wat het met ons gebeur? Kom ons stap aan. Geestelike en fisiese vermenging het in hierdie land die roeping van hierdie boervolk gesaboteer. Maar vermenging is so oud soos die berge self. Maar prys Vader dat hy sal die oorblyfsel bewaar. Halleluja. Nou goed. 'n verbondsverbintenis is dus 'n liefdesbesluit. Jy word nie gedwing nie, jy word nie aan jou nek gevat nie. Jy sê, dis wonderlik om dit te koester en te weet dat Vader Jahwe my Vader is. So ek kies hom, want hy is die verbond. Eintlik is dit lekker om dit dan nou so te kan ervaar. Nou, 'n onwrikbare uitleef van Vader Jahwe se voorskrifte sonder invloed van wêreldse ideologieë. Net so ietsie. Wie van u weet van Karl Marx? En hier's 'n paar wat van hom weet. Karl Marx het gesê, alle mense is gelyk. En om hulle gelyk te kry, moet jy dissiplines en ordereëlings vernietig. Daarom slaag jy nou matriek met 29,99%. Verstaan jy wat het gebeur? Dis Marxisme. Hulle stop nie by die stopstrate nie. Weet jy wat jy hartseer? Ek sien boeremense doen nou net so. As jy by 'n kruising aankom, moet al die antennes weer opwees, want jy weet nie wat gaan daar gebeur nie. So ons leef binne in die resultate van Marxisme. Wie is ons? Ons is die verbondseuns en dogters. Dis 'n wêreldideologie. Hou die wêreld van dit wat ek vanmôre sê. Ek gee nie 'n flinter om nie. Geen om nie. Dis nie 'n bravade nie. Vader Jahwe is ons Vader. Klaar gepraat. Nou, die druk van wêreldse ideologieë is onder andere globalisme. Hoor nou. 'n een wêreld godsdiens. Is dit reg? Dis nie vreemd nie. Lukas 4 sê dit sal so wees. Dis die koninkryke van die Satan. So hierdie wêreld godsdiens moet wat doen? Moet die verbondseuns en dogters
boelie, uitstamp, mislei en so meer. Dit is presies die plekkie waarby ons dan nou aangekom het. Sekulêre humanisme. Ag, hy is ook 'n mens, hy is ook Adam, sê wie. Maar dit is sekulêre humanisme. En weet julle wat? Filemon, maak jou kinders groot. Boervolk. Hoekom? Want jy talm en jy kuier en jy vra vraagtekens en jy beklei met jou naastes oor die verbond. Plaas dat ons terugkeer na die verbond en ons nageslag opvoed tot in die vrede en in die vreugde en in die vrese van die Allerhoogste. Wie stop ons? Onsself. Hoekom? Want ons kuier aan die buitekant van die heerlikheid. Ons veronderstel om die regstellings dan te maak. Maar die druk van wêreldse ideologie en al hierdie stormlope, nou gaan ons met oor die positiewe ding praat van hierdie stormlope. Ek is so dankbaar oor hierdie stormlope. Ag, dit is 'n groot vreugde. Weet jy waarom? Dit maak die boere kwaad. En dit dwing hulle om meer af te skei. Wie is in aksie? Vader Jahwe. Hoe meer hulle ons druk, hoe meer skei ons af. Prys sy naam! Laat my dink aan 'n ou wat 500 meter in die see afduik as hy kan. Hy vat 'n kurkprop saam. En hier op 500 meter, dis dalk 'n bietjie diep. Kom ons maak dit net 100 meter. 100 meter diep. Hou hy die kurkpropie vas en as hy hom los, dan gaan daai kurkprop. Nou jy weet as jy 'n kurkprop 50 mm onder die water, ek maak so sit hy bo. Is dit nie? As jy hom 10 meter, dan wip hy so hoog uit. 100 meter, dan wip hy so hoog bo in die water uit. Hierdie goed druk ons om uit te spring tot eer van sy kosbare naam. Ons gaan nie vanmôre verder sleg voel oor hierdie goed wat in hierdie land gebeur nie, omdat Vader se profesie is 'n lewende profesie van hierdie volkie oor kan die riviere van kus. As die wêreld nie daarvan hou nie, verstaan ons hoekom hulle nie daarvan hou nie. Die skrif toon dat Vader Jahwe se volk gereeld deur die beproewings gegaan het. Die boek is vol daarvan, tot aan die einde. Reg? Hulle het gereeld deur die beproewing gegaan. Nie as vernietiging nie, maar as 'n middel tot suiwering en bekragting en versterking. Jy moet onthou, wanneer die huis van Juda Babylon toe is vir 70 jaar, het net 45.000 teruggekom. So 'n bonneltjie. Weet jy wat doen hulle? Die eerste ding wat hulle doen, hulle bou 'n muur, man. Hulle bou 'n muur. En hulle sit die poorte in. En toe die muur klaar gebou is, toe maak hulle huise reg. Hierdie volk gaan dieselfde doen. Sy gaan 'n muur om die boervolk bou, 'n geestelike verbondsmuur saam met Vader Jahwe. En as hy klaar gebou is, sal sy hierdie land herstel na die wil en die wee van Vader Jahwe. Waarom is hierdie ideologiese druk 'n suiwering? Hierdie ding dat ons so druk. Druk ons. Ag, kom ons praat net so 'n bietjie pad langs. So ons werk vir 'n salaris. Maar voor jy hom kan kry, trek hulle eers inkomstebelasting af. So hulle belas eintlik jou arbeid. Is dit reg? Dis hy. Nou vat jy daai R100 wat jy verdien het. Dan gaan koop jy 'n brood, dan moet jy weer belasting by die brood betaal. Ensovoorts. Hierdie volk is 'n belastingbetalende slawerny. Hoekom? Sy's buite die verbond.
Sy is buite die verbond. Maar waarom is hierdie ideologiese druk 'n suiwering? Kom ons gaan dit gou, is amper klaar. Dit dwing verbondskeiding. Dit dwing verbondskeiding. Ons begin sê, dis nie ons daar nie, dis wie ons is. So dit bring verbondskeiding. Is jy by? Sien jy hom so? Dankie, jy moet so nou en dan amen sê, as ek net weet of jy nog hier is. Die volk word gekonfronteer met 'n keuse. U en ek word direk gekonfronteer met 'n keuse. Buig voor die kompromie of staan onwrikbaar en sê, Vader Jahwe is ons Vader. Waar staan jy? Dis die keuse wat jy het. Jy weet hom, man, ons moet die goed begin reg doen en reg sê. Dit is ons persoonlike stormloop tot eer van Vader Jahwe. Ons wys vir hom, hy wat ons druk, ons reageer vir hom, ons gaan een kant toe vir hom. Maar weet jy wat doen hierdie ideologiese druk? Dit bring verborgde swakhede na die oppervlakte. Hierdie ideologiese druk wat hier buite gaan, dit bring verborgde swakhede na die oppervlakte. Daar's mense wat sê, ag, kom ons gaan maar saam met die stroom, dit maak nie saak. Maar dan is daar ander wat sê, te hel daarmee, ek gaan nie op hierdie pad nie. So dit bring verbondskeiding. Kan jy dit sien? Nou sê, dis lekker om so 'n bietjie oor hierdie goedjies te gesels. Nou, die verborgde swakhede ontbloot wie werklik getrou is aan Vader Jahwe en wie geestelik wankel. Dis wat die ding hier buite doen. Ek hoor die manne daar by Kleinfontein sê, ag, eintlik het die EFF baie barbaars opgetree, maar ons het baie goeie gesprekke gehad met MK. Ek weet 'n mens kan 'n lang tyd stil wees. Maar ek het gaan loop chunk oor die ding. Want die getrouheid aan Vader Jahwe bestaan nie. Hy bestaan nie. Goed. Die derde punt is, dit versterk afhanklikheid. Al hierdie druk wat hier plaasvind, versterk ons afhanklikheid van Vader Jahwe. Ons besef skielik, ons kan nie uit hierdie ding uit sonder ons Vader nie. Maar omdat ons 'n verbintenis is, gaan hy ons uithaal. Hy sê in die Sefanja profesie, aanskou hoe ek jou lot voor jou oë verander. Hy gaan dit doen, maar ons het 'n keuse om te maak. Ons moet kies, is ons waaragtig in die verbond, vas, onlosmaaklik gebind. Dis die voorwaarde. In die druk van die wêreld kan die volk nie steun op mensgemaakte stelsels nie. Daar's nie 'n manier nie. Wil ek met u deur 'n geskiedenisstoer vat en vir u wys hoeveel koninkryke het die mens opgerig, en ons lees net van die migrasies wat daarvan oorgebly het. Wil ek met dit doen? Ek het nie vanmôre genoeg tyd nie. Dit versterk afhanklikheid van Vader Jahwe. En dit leer ons om sy voorskrifte in die verbond ons passie te maak. Met ander woorde, dis lekker om apart te wees. Kan ek 'n applaus vir die koning kry? Maar nie vir die wêreld nie, vir hom. Want Deuteronomium 7:9 sê, jy moet weet dat ek jou Vader is. So die plek in sy kanon gaan, ons weet wie is ons.
Kom blaai gou saam met my in Sagaria 13 vers 9. Kom. Ek weet die vingers het koud geword, blaai gou 'n bietjie die kant toe. Sagaria 13 verse 9. Hoor mooi. En moet nou mooi hoor. Dis waar hierdie boervolk vanmôre is. En kom ons kyk hierdie ding uit hierdie perspektief. Dis Vader se handeling. Ons het nou gepraat oor ideologiese druk en al daardie dinge. Maar kom ons kyk, wat is Vader se aandeel? Hoe doen hy met ons in hierdie tyd? Sagaria 13:9. Ek sal hulle deur die vuur laat gaan. En hulle louter, soos silwer gelouter word. Kan ek vinnig 'n verhaaltjie vertel? Die silversmid, hy kry sulke blokke silwer en dan gooi hy dit in 'n pot en dan maak hy hierdie pot lekker warm. En maak hom warm, dan smelt die silwer. Maar hoe warmer hy word, hoe meer verdig die silwer. Met ander woorde, die silwer sak af en hulle forceer die onreinheid op. Nou, wat hy doen, hy het so 'n spaantjie. Hy krap die opdrifsels, die opkooksel, krap hy so af van die silwer af. Krap hom so af. Maak hy vuur, krap hy hom af. Hy kan mos sien, as die veiligheid bo kom dan, krap hy die veiligheid af. Hoe weet hy wanneer is die silwer skoon? Wanneer hy sy eie beeld in die silwer kan sien. En Vader sê, ek gaan julle deur die vuur laat gaan, totdat julle my beeldnis onbeskaamd in hierdie wêreld dra. Nou sê Sagaria 13:9, so silwer gelouter word, en hulle toets, soos goud getoets word. En jy weet, suiwer goud, kan jy so met jou hand buig, jy kan met jou naal in hom krap, hy's lekker sag as hy suiwer is. Dis net as hy gemeng is met ander goed dat hy so hard is. So die goud wat hulle ook verkoop is nie suiwer nie. Daar's hy. Maar hulle sal my naam aanroep, wie? Die wat ek louter, die wat ek deur die vuur laat gaan, die wat ek suiwer, die wat ek vir my rein maak in hierdie tyd. Hy sê, hulle sal my naam aanroep en ek sal hulle verhoor. Wat is dit wat ons nie verstaan vanmôre nie? Hy sê en hy sê ek sal hulle verhoor. Wat? Wanneer ons begin sê, U is ons Vader. Halleluja. En ons keer terug na U verbond. Dan sal hy ons hoor. Dit wys dat suiwering is nie 'n gemaklike situasie nie. Ek meen die silwer hou nie van die vuur nie. Maar die suiwer se digtheid word beter. Digtheid beteken daar kan niks anders tussenin kom nie. En dit is hoe Vader ons louter in hierdie tyd. Hy louter ons sodat daar niks van die menslike ideologieë tussenin kom nie. Dan is ons gesuiwer soos louter, gelouter soos silwer en getoets soos goud. Maar dan mag niks, geen onsuiverheid binne in die verbond wees nie. Vader gaan dit nie daartoe laat nie. En wat 'n wonderlike proses is met ons aan die gang. En Vader sê dit word nie op die individu gedoen nie. Dit word op die volk toegepas. Dit word op die volk toegepas. Hulle kan nie buitekant hardloop net soos hulle wil. Hierdie volk sal moet die knie kom buig. Sal moet.
as daar moet kom getuig dat Vader Jahwe is alleen Vader. Moet. Hulle is op pad die kant toe. Daar's hy. Nou, dit wys dat die volk dit moet doen. Dit versterk en definieer en dit maak die volk onwrikbaar. Jy weet, ons raak nikkerig oor die gemors. En dis eintlik 'n mooi oefening, is 'n mooi karaktertrek. Ons moet die druk sien as 'n beproewing wat ons na groter geestelike heerlikheid forceer. Hy vat ons die kant toe. Kom ons praat gou-gou oor vervangingsteologie. Vervangingsteologie het al op 1 Mei 1776 begin. Die ou se naam was Adam Weishaupt. Nou, hy's Adam, Weis, wysheid, Haupt, hoop, wyse hoop. En jy moet sien wat het hy aangevang. En dis 'n storie vir 'n ander dag. Maar dit is vervangingsteologie, wat Vader se verbond met sy volk probeer verplaas. Nou kry dit nie verplaas nie, nou verdraai hy die verbond. Dis vervangingsteologie. Klink dit vir u bekend? Ja, ons kom almal uit die kerkbanke uit. Ons weet mos nou vanmôre, die verbond is verdraai. Ons weet dit. So wat gaan ons daarmee maak? Niks. Ons breek net daarvan af weg. Ons keer terug na Vader se verbond toe. Dis baie eenvoudig. Los die sak geraamtes daar waar hy hom op die grond laat val. Het los hom daar en stap alleen weg terug tot binne in die verbond met Vader. Dit is 'n kragtige skriftuurlike beginsel. Soos valsheid toeneem, raak ware boervolkers van die verbond meer gefokus en meer gedetermineerd om af te skei. Kom jy dit agter? Dis besig om te gebeur. Nou, hier is baie energie in die land onder hierdie volk. Allerhande organisasietjies en goedjies, maar uiteindelik sal hulle moet bely dat Vader het net een volk oor kan die riviere van kus, nie groepe nie. Hy stig nie groepe nie. Hy het 'n volk. En hierdie volk is 'n verbondvolk. Klaar gepraat. Diegene wat in gees en in waarheid gebore is, sal nie verswyg word nie, ook nie oorrompel word nie. Ek maak 'n stelling. Die wat in gees en in waarheid of vir gees en vir waarheid gebore is, sal nie verswyg word nie en hulle sal ook nie oorrompel word nie. Weet jy wie sê so? Vader Jahwe sê so. Daar sê. Nou, waar kry ons dit? Johannes 4 verse 23 en 24. Kom ons bly net vinnig so intoe, dan maak ons klaar. Ek het nog so 'n paar puntjies wat ek gou wil hanteer. Maar luister nou mooi. Johannes 4, 23 en 24. Maar die uur kom. Nou hoor nou wat sê hy. Hy sê die uur kom. En dan sê hy komma. Dan sê hy dadelik. En is nou. Hoor jy wat sê hy? Hy sê daar kom 'n uur. Dan sê hy, word wakker, dis nou. Dan sê hy, en hoor, dat die ware aanbidders die Vader in gees en waarheid sal aanbid. Die uur is nou. Kom hy? Nee, hy's nou. Nou. Dit is wat Johannes vir ons in die toekoms ingeroep het. Hy sê, dit is nou, nou, nou. Ons moet nie wag daarvoor nie. Dis nou. Wat? Nou. Dat die ware aanbidders die Vader in gees en in waarheid sal aanbid. Nou, ons het klaar vir die bedye vanmôre. Wat is gees en wat is waarheid? Dis Vader Jahwe. En Deuteronomium 7:9 het vir ons kom leer dat jy moet dan onthou dat Vader Jahwe jou Vader is. En dit is nou waar hierdie ware aanbidders hom in gees en in waarheid begin aanbid, op hulle voete, jubelend. Ons het vrede
met hierdie regering. Ons het vrede met Malema en sy gespuis. Ons het vrede met die hele wêreld wat hier buite gaan. Vader Jahwe het gesê, oor kan die rivier van Kissel my aanbidders my offerande bring. Klaar gepraat. Ons sluit af. Jesaja 52 vers 11. Nou hoor nou mooi, hoe praat Jesaja 52:11 met ons? Bly gou die kant toe. Jesaja 52:11, bly gou die kant toe. Jesaja 52:11 sê duidelik, hoor hoe mooi sê hy. Gaan weg. Sien jy, hy staan daar geskrywe. Trek uit daarvandaan. Uitroepteken. Dis 'n bevel. Dis nie, sal julle asseblief oorweeg nie. Hy sê, trek uit daarvan. Dis 'n bevel. Raak geen onrein ding aan nie. Hoor nou hierheen, gaan uit hulle midde. Reinig julle wat die gereedskap van Vader Jahwe dra. Ek verduidelik. Gereedskap verwys na die heilige voorwerpe wat die leviete en die priesters moes dra en hanteer in hulle dienswerk. Dit reg? Dit gaan oor die ark van die verbond in die eerste plek, en dit gaan oor die goue bekers en die wierookhouers en die altaar instrumente wat in die tempeldiens gebruik is, en dan het dit ook gegaan oor die heilige skrifrolle wat hulle moes dra. So dit is als gereedskap waarmee die volk bedien moes word. Nou sê hy, gaan weg, trek uit daarvan. Julle wat die gereedskap van Vader Jahwe dra. Nou kom ons kyk net gou. Op 'n dieper vlak verwys dit na wat? Na die verbondvolk. Hierdie volkie wat 'n verbond met Vader het, 'n dubbele verbond. En wat doen hy? Hulle dra die skrifrolle, is dit nie? Hulle dra die skrifrolle. Hulle is besig met die skrifrolle van vanmôre tot vanaand toe. Hulle dra die gereedskap van Vader Jahwe. Hy sê, julle wat hierdie gereedskap dra, gaan weg, trek uit hulle midde uit. Raak nie aan wat onrein is nie. Is jy bly wat jy hoor? Applaus vir die koning. Applaus vir die koning. Hoe kosbaar. Hierdie skrif is vandag steeds relevant. Presies op koers, presies op die punt af. Wat? Want ons roeping as verbondsvolk is om ons hart en ons lewe te reinig. Hoekom? Want ons dra die gereedskap van die lewe. Dra die woord. Ons dra die gereedskap van die lewe. En ons besluit vanmôre, alles wat onrein is uit. Wil daar niks mee te maak hê nie. Want ek dra die gereedskap van Vader Jahwe. Ons is besig met tempeldiens. Wie is die tempel? Die volk. En wat doen ons? Ons dra die gereedskap in die volk se midde om hulle te help, om hulle af te sonder en weg te gaan en uit te trek, weg van die onreinheid. Dis die kosbaarheid van die oomblik. Dit is nie 'n passiewe proses nie. Dis nie passief nie. Dis nie moeg getroffe nie. Dit is kragdadig, dit is dinamies. Dit dra 'n toonbeeld van gehoorsaamheid. Sonder enige kompromie.
En omdat ons die gereedskap dra, gee Vader vir ons die gawe van onderskeiding. Om wat te doen? Om heldemoed op te rig. Want sonder onderskeiding kan jy dit nie doen nie. Hy gee vir ons die gawe van onderskeiding. En ons is oulik nou so daar, ons kyk hierdie ding en ons weet wat ons weet. So onderskeiding is alreeds met ons. Ons sluit af. 1 Petrus 3 verse 14. 1 Petrus 3 verse 14. Almal daar? Lees hom mooi. 1 Petrus 3 verse 14. Maar, hoor mooi, maar as julle ook moet ly ter wille van geregtigheid. As julle ook moet ly ter wille van geregtigheid. Salig is julle. En hoor nou, en vrees hulle glad nie. En wees nie ontsteld nie. Hoekom? Want ek is met julle. Boervolk, is ons dag. En ons gaan hom 'n lewende dag maak, 'n passiedag, tot eer van ons Vader. Wie is ons Vader? Vader Jahwe van die leerskare. Prys sy kosbare naam.